Goeiedag vriende, ek is Gerard, deel van die Dr. Tuinroete leierskapspan en dis my voorreg om vir die volgende paar weke saam met jou te kuier. Terwyl ons verder gesels oor ons jaartema His Glory, Our Story en dan spesifiek hierdie reeks Divine Inclusion. Wanneer ons meer en meer van Jesus en sy heerlikheid ontdek ons dat ons storie by hom ingesluit is. Die Nuwe Testament noem hierdie werklikheid, ons is in Christus. Die grootste ontdekking wat 'n mens kan maak, is dat Jesus die Christus is, die gesalfde koning, en dat jy by hom ingesluit is. En vriende, dis die doel van hierdie gesprek, is om my en jou te help om daai waarheid te ontdek vir onsself en te leer om in die werklikheid en die krag van dit te lewe. En daarvoor vertrou ons die Heilige Gees vir hierdie gesprekke, en die gesprekke is so belangrik. So die video wil my en jou help om hierdie gesprek met ander mense te hê, en ons gaan die video op sekere oomblikke pause, en dan is daar 'n vraag waaroor jy kan gesels, of jy kan die hele video kyk tot by die einde, en dan oor die vraag gesels. En natuurlik vloei ons gesprek uit die Sondag se boodskap uit. So om ons reeks af te skop, het ons begin by Romeine 5, waar Paulus ons help. Hy skryf oor ons wat by Adam ingesluit was en hoe dit ons help om te besef dat ons nou by Christus ingesluit is. So kom ons lees weer Romeine 5 van vers 17 tot 19. Want as deur die oortreding van die een mens die dood deur daardie een mens begin heers het, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Daarom dan, soos daardeur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een die baie mense geregverdig word. So die Bybel sê dat om te dink oor hoe ons ingesluit was in Adam, gaan ons eintlik help om te besef dat ons nou ingesluit is in Christus. So kom ons dink oor Adam. Onthou jy reg aan die begin het God alles geskep in sy skepping, hemel en aarde, en met die doel wat hy in gedagte gehad het van die begin van die skepping af, het hy die mens geskape met gesag. Hy het hulle geseën, gesê, wees vrugbaar, vermenigvuldig, vul die aarde, onderwerp en heers. Gesag. Adam was geskape met gesag, en die hele mensdom was ingesluit, was verteenwoordig deur Adam, sodat God se doel met sy hele skepping bereik kon word. En hier wil ek jou uitnooi om bietjie hieroor te dink. Voor ons verder kuier rondom Adam en Christus, dink 'n bietjie oor gesag, wat insluitend is, wat verteenwoordigend is. Dink byvoorbeeld aan 'n ouer, wat 'n besluit neem, en dit het 'n impak op die hele huishouding, want 'n ouer se gesag sluit in. So miskien kan ons die video pause en dan nog aan 'n paar voorbeelde dink uit die alledaagse lewe. Waar sien jy hierdie beginsel in die alledaagse lewe aan die werk? Gesag wat God geskep het, is iets wat insluitend is, dis verteenwoordigend. Kom ons kuier so 'n bietjie en dan gesels ons verder oor Adam en Christus. So die skrif sê dat die hele mensdom was by Adam ingesluit, en dit het katastrofiese gevolge gehad toe Adam dan sonde doen.
Want toe is die hele mensdom ingesluit. Deur Adam se ongehoorsaamheid is die hele mensdom ingesluit in 'n toestand van ongehoorsaamheid en sonde. Die skrif sê hierso, ons almal is tot sondaars gemaak deur Adam se sonde. Deur Adam se ongehoorsaamheid het sonde en alles wat daarmee saamgaan, skaamte, siekte, seer, pyn, alles wat saam met dit gaan, skuld, het in die wêreld ingekom, selfs die dood. Die hele mensdom se identiteit en se bestemming, se toekoms, was op daai oomblik ingesluit in Adam wat sonde gedoen het. Ons is in 'n toestand van sonde onder die heerskappy van sonde en die dood. En vriende, dit sou dan maar sleg gewees het as die storie daar gestop het. Want dat sou nie eens 'n storie gewees het. Ek het nie eens woorde om te probeer beskryf wat sou gewees het as die storie daar gestop het. Maar wat Paulus sê is, daai werklikheid dat ons in Adam in daai toestand was, het ons eintlik geposisioneer vir wat sou kom. Toe Christus, die gesalfde koning, dis mos wat Christus beteken, toe die gesalfde koning kom, Jesus as die Christus, wat gekom het met God se gesag, na hierdie wêreld toe, om dit wat fout gegaan het in Adam te oorkom. En dis wat Paulus nou sê, net soos een ongehoorsame daad van Adam die hele mensdom in 'n toestand van sonde en oorheers deur sonde en die dood geplaas het, net so, op dieselfde manier, en hier wil ek jou nou uitnooi om hieroor te dink. Hoe is dit dieselfde? Dit wat Adam gedoen het en ons ingesluit het by hom, en dit wat Christus toe kom doen. Jesus kom as die gesalfde koning, die een met gesag, en deur sy een daad van geregtigheid, gehoorsaamheid, sy dood aan die kruis. Natuurlik was sy hele lewe 'n lewe van gehoorsaamheid, maar sy lewe se hoogtepunt was dan nou opgesom in dit wat hy gedoen het aan die kruis. Deur daardie een daad van gehoorsaamheid het Jesus die hele mensdom geherposisioneer. Ons was sondaars in Adam. Nou word ons in Christus geregverdig tot die lewe, die identiteit en die bestemming van die hele mensdom word nou geherposisioneer deur een daad van die gesalfde koning wat my en jou insluit. So miskien kan ons hierdie video pause en 'n bietjie hieroor dink en met mekaar gesels. Hoe help die begrip van ons insluiting in Adam ons om nou ons posisie in Christus te verstaan? Kom ek vat net een aspek as 'n voorbeeld. Ek en jy het nie vir Adam 'n handjie bygesit nie. Net so het ons ook nie Christus gehelp sodat ons nou 'n nuwe posisie kan hê. Nee, dis iets wat hy gedoen het. Ons het niks bygedra nie en ons het niks verdien nie. Dis iets wat Christus gedoen het. So kom ons pause die video en dan gesels ons so 'n bietjie hoor. Hoe help die begrip van ons insluiting in Adam ons om nou ons posisie in Christus beter te verstaan? En vriende, om dan vandag ons gesprek af te sluit, wil ek jou nooi om te fokus op die genade van God. Dit is divine inclusion. Dis iets wat God kom doen het, en die rede vir dit wat hy gedoen het, is sy onvoorwaardelike liefde. Kom ons fokus op die genade van God. Jesus het nie begin waar Adam begin het nie. Clean slate van vooraf, nee. Jesus het begin waar Adam ons gelos het, in 'n toestand van sonde, oorheers deur sonde en die dood. En in daai toestand van sondaars wees, het die gesalfde koning homself, die een met God se gesag, homself met ons kom
vereenselwig. Hy het in daai duisternis ingekom en na sy eiendom toegekom. Al het ons hom nie eens aangeneem nie, het hy na ons toegekom. Hy het ons ontmoet waar ons is, in daai toestand van sonde. En Jesus het, deur sy dood aan die kruis, die volle gewig van die mensdom se sonde en alles wat saam met dit kom, selfs die dood, het Jesus deur sy dood aan die kruis op homself geneem. Die koning het homself met ons kom vereenselwig. Paulus sê dit is God se liefde in aksie. Hierin is die liefde van God geopenbaar, dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons sondaars was. Terwyl ons in Adam in daai hopelose toestand was, het Christus gekom en sy lewe vir ons gegee. En dis deur sy lewe te gee, wat hy die heerskappy van sonde en die dood oorwin het. Dis deur sy lewe te gee, wat hy die mensdom se identiteit en sy bestemming geherposisioneer het. Ons bestemming en identiteit is nie meer gekoppel aan Adam se mislukking nie, maar aan Christus se oorwinning. Dis deur sy dood wat die gesalfde koning ons by hom kom insluit het. Divine inclusion, deur God se genade, deur Christus se dood. En vriende, dis hoekom die feit dat ons in Christus is, hoe Paulus dit hier ook stel in Romeine 5, dis 'n geskenk. Dis iets wat jy ontvang. Dis nie iets wat jy verdien nie, of iets waarby jy kan iets byvoeg nie. Dit is die genadige werking van God. Dis sy geskenk aan jou. En in ons kultuur sukkel ons baie keer met dit. Ons kultuur is so gefokus op individualisme. Elke ou is verantwoordelik vir homself, jou prestasie, jou produktiwiteit, dis wat jou lewe bepaal. En wanneer dit dan kom by hierdie grootste werklikheid van wie ons is, dat ons nou in Christus is dit genade. Dis 'n geskenk. Dis nie iets wat jy kan verdien nie, of iets wat jy iets by kan byvoeg nie, dis iets wat jy ontvang deur geloof. Dis die genade van God. In die weke wat kom, gaan ons praat oor die implikasies, en in die reekse wat kom, deur die jaar, hoe is dit van toepassing op ons alledaagse lewe? Maar kom ons kry die vertrekpunt reg. Dis die gesalfde koning, wat deur sy dood aan die kruis, my en jou, kom insluit dit by hom. Ons identiteit, ons bestemming is nie meer gekoppel aan Adam se mislukking nie, maar aan Christus se oorwinning. En dis God se genade ook vir jou. So miskien kan ons hierdie video dan hier afsluit met die uitnodiging, dink bietjie oor jou identifikasie in Christus. In hoe mate word die manier wat jy dink oor jouself, jou verlede, jou toekoms, selfs jou stryd en jou sukkel in die lewe, in hoe mate word die manier wat jy dink oor jouself bepaal, gevorm deur die genade van God wat deur Christus homself met jou kom vereenselwig het in jou toestand van sonde, sy lewe gegee het, sodat jy nou by hom ingesluit kan wees. Vriende, dis aan die einde van hierdie video aanbieding. Ek wil graag saam met julle bid, en ons gaan elke week ook 3 standaard vrae vra. Wat het jy verstaan uit die week se boodskap? Waaroor sal jy meer wil leer? En wat sal jy dadelik wil implementeer? So kom ek bid saam met ons, en dan gaan ons lekker saam kuier verder in vandag se gesprek. Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie, Here, dat U nooit opgegee het op U plan met U skepping en die mens in U skepping nie. Dankie, Here Jesus, dat U as die gesalfde koning met U gesag gekom het
En deur u dood, ons lewens, ons toekoms, alles rondom wie ons is en wat ons het en waarvoor ons lewe kom herposisioneer het. Dankie dat ons identifikasie nou in Christus is. Dat ons by u ingesluit is en dit is u genade. Dis u liefde. Here, terwyl ons nou gesels, help elkeen van ons om hierdie genadegawe van regverdigmaking, van om reg te wees met u en om reg geposisioneer te wees vir lewe, om dit net opnuut te omarm in geloof en in dankbaarheid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, baie seën vir julle gesprek en ons kuier weer volgende week saam.